Vader, ons kom vanoggend in die naam van Jesus na U toe. En ons sê dankie Here vir hierdie voorreg wat ons vanmôre het. Dat ons vanoggend gesond is, Here, dat vir herstelling in ons liggame, Here. Baie dankie Here, baie van ons voel nie vanoggend so goed nie, of lekker nie, of gesond nie. Here, maar U woord sê, U is vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore was. En U die aarde voorberei het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. En ons dank en ons eer U vanoggend, Here, vir U getrouheid, vir U regverdigheid. Baie dankie Here vir dit, vir die prys wat U vir ons betaal het, toe ons nog sondaars was. Dankie vir die woord, Here, wat U vanoggend in my mond gelê het, Here, om te deel met U kinders. U woord sê, dit sal nooit leeg terugkeer nie. Maar U woord sal doen dit wat U behaag. En U woord is voorspoedig, waartoe U dit stuur. Want U woord is ook 'n lamp vir ons voete en 'n lig op ons pad. Baie, baie dankie Here, ons eer en ons verheerlik vanmôre U groote naam. Want die naam is bo alle name, geheilig en geëerd, geloof en geprys is U naam. Baie, baie dankie Here. Amen en amen, halleluja. Prys die Here. U kan sit. Is 'n voorreg om hier te staan, om vir U te vertel van die liefde van die Here Jesus Christus, vir dit wat hy vir ons beplan. Ons is mos sy uitverkorenes. Al voel dit nie so nie, God het vir ons gekies. Op hierdie aarde, ons het 'n doel. Ons het 'n rede hoekom ons op aarde is. Al gaan dit nie elke dag goed met ons nie. Maar Paulus sê ons moet hierdie wedloop moet ons loop, ons moet hom hardloop. Al voel jy vandag jy kan nie meer nie. Moenie moed opgee nie. Die Here is saam met jou oral waar jy heen gaan. So ons moet doen dit wat die Here wil hê ons moet doen. Ek wil hê u met die woord van die Here vanmôre oopmaak by 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot vers 5. En dan wil ek ook vir u bemoedig om elke dag 'n pad met die Here te loop. Moet nooit ophou om te veragter in die woord van God nie. Ons mag nie veragter nie. Want die oomblik as ons veragter in die woord, dan kom die vyand met allerlei dinge op ons pad. Amen. En die woord van die Here sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. So daar sal altyd dinge wees. Maar ons moet gereed wees, ons moet gegordel wees, ons moet gewapen wees. Elke dag. Die woord van die Here sê, hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. Hy is altyd by ons, hy is ons herder. Ek wil lees 1 Petrus 1 vanaf vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Nou ons het nou gelees van hierdie krone wat ons sal ontvang. Dis die erfenis wat die Here vir ons beloof. En daar's 5 krone wat u sal ontvang.
Punt nommer 1. Dis die kroon van blydskap. Dan is daar die kroon van geregtigheid. Dis wat die woord van die Here sê. Daar is ook die kroon van heerlikheid. En dan is daar die kroon van die lewe. Die onverganklike kroon. U sal daai krone sal u ontvang. Ons kyk wat sê die woord in 1 Korintiërs 9. Jy gaan vanoggend 'n bietjie rond bly. Ons moet geoefen wees in die woord, dan sal ons ook weet presies waar is die boeke van die Bybel. 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24 en 25. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys sal ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nog al om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwerklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gespreek het, self verwerplik sou wees nie. As ons aan 'n wedloop deelneem, dan is daar 'n prys wat ons gaan kry. Want elkeen hardloop, as jy kyk na 'n atleet, as hy hardloop met die doel om 'n prys te ontvang. En dan is daar net een wenner. En daai prys wat hy gaan kry is onderworpe aan die onverganklike. Hy's onderworpe aan die verganklike. Dis 'n kroon wat verganklik is. Dis iets wat hy gaan hou, dit het nie ewigheidswaarde nie. Dis iets wat teen die pad, hy gaan verwelk, hy net vir 'n sekere tyd is daar waarde in daai prys wat jy op aarde ontvang. Maar as jy hardloop, as jy die wedloop hardloop vir Christus Jesus, dan gaan jy 'n onverwelklike kroon ontvang. Dis 'n kroon wat onbesmet is. Dis 'n kroon wat ewigheidswaarde het. So Paulus sê, as jy die wedloop hardloop, dan moet jy hom hardloop. Hardloop jy hom nie vinnig nie, maar dis in ons daaglikse lewe. Dit wat ek doen, moet ek in geloof doen. Ek moet al sien wat is die eindresultaat wat ek gaan ontvang. Dis die onverganklike kroon. As mense jou sleg sê, die woord van God sê, as een vir my klap op my een wang, dan moet ek bereid wees om my ander wang te draai. Vir 'n tweede klap. As iemand vir jou uitskel, draai jou rug. Amen. Geef vir daai persoon woord. Sê vir hom, bekeer jou, die koninkryk van die hemele het naby jou gekom. Die pad is nie maklik wat ons loop nie, maar ons moet dit loop asof ons alreeds daai prys ontvang het. Die pad wat ek elke dag loop, moet ek loop met die doel dat daar's 'n onverganklike kroon wat vir my wag. 'n kroon met ewigheidswaarde. En dit is my stryd. Dit moet ons strewe wees elke dag. As ons kyk waar deur Stefanus gegaan het, hy's gestenig oor sy geloof. En die Griekse naam van kroon is Stefanos.
Dit is die oorsprong van Stefanus die martelaar. En die kroon is ook 'n teken en dis 'n wapen van koninklikheid. Het julle al gesien die konings het krone op? Dis 'n teken van koninklikheid. As jy 'n kroon dra, jy kan sien die prinsesse, hulle het almal krone. En dis 'n prys om in die publiek te dra. Jy dra dit in jou kamer, hierdie verganklike krone, jy dra dit net in die publiek. Nee? En dis ook 'n simbool van eerbetoning, om 'n kroon op jou kop te hê. Dis 'n simbool van eerbetoning, wat jy in die algemeen dra. En dan, ek het ook gelees dat in die Griekse spele was daar, as daar 'n prys uitgedeel raak aan die wenner, dan het die persoon 'n kroon ontvang. Nou daai kroon was gemaak van blare. So dis 'n verganklike kroon wat op hierdie aarde ontvang raak. Maar in die Nuwe Testament dan gaan ons krone kry wat as 'n beloning is in die hemel vir ons, vir die werke wat ons op die aarde gedoen het. En al die regverdiges, al die gelowiges sal krone ontvang. En dit gaan 'n onverganklike kroon wees. En die woord van die Here sê ons moet so hardloop dat ons die prys kan ontvang. En alles wat ons doen, moet ons uit geloof uit doen. Matteus 6 vers 19 praat van ons moet die skatte wat ons bymekaar maak, nee, ons maak ons baie dinge bymekaar op die aarde. Kyk maar. Dit is skatte in ons huise, dis skatte. Dis dinge wat vergaan. Nou die woord van die Here sê ons moenie vir ons skatte bymekaar maak waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar ons moet vir ons skatte bymekaar maak in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar geen diewe inbreek om te kan steel nie. Want hierdie onverganklike en die onverwelkte kroon waarna ons strewe elke dag, kan niemand van ons wegneem nie. En ons moet ook nie toelaat dat mense dit van ons wegneem nie. Dit wat ek praat, dit wat ek sê, dit moet lewe gee en lewe skep. Dit wat ek praat moet stigtend wees. Dit wat ek sê moet ander mense lewe kan verryk. Dit moet mooi woorde wees. Ons is mos God se kinders, ons is die mede-erfgename van Jesus Christus. Ons is God se erfgename. En eendag sal ons die kroon van blydskap ontvang. Paulus skryf van my blydskap, julle is ons blydskap en kroon. So ons moet so lewe asof ons daai blydskap, al is jy in jou bed, ek moet blydskap hê. As ek in die oggend opstaan, ek moet blydskap hê, want die Here is ons herder. Hy sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Hy is altyd by ons. Hy sal vir ons gee die begeerte van ons harte. As ek in die nag wakker skrik, hy wek ons. Om te doen in die nag dit wat ons moet doen. Hy maak vir ons wakker. Amen. Daar wonder ek baie keer, dan sê ek, Here, U het my mos nou wakker gemaak. Wat sou gebeur het as ek nou nie wakker geskrik het nie? En die Here se engele waak oor ons. Amen. En ons kan verseker wees daarvan. Kom ons gaan verder, dan Filippense 4 vers 4 sê, wees altyd bly, verbly julle in die Here.
Ek herhaal, verbly julle. Julle blydskap moet nooit opraak nie. Al is daar nie kos in die kaste nie. Moenie murmureer as jy niks in jou huis het nie. Moenie murmureer as daar nie geld in die bank is nie. Die woord van die Here sê, ons moet alles vir hom gee. Die oomblik as ek murmureer, dan is daar bekommernisse en daar is vrees en daar is angs, want ek murmureer. Ek ken die hand van die Here, maar ek murmureer nog altyd. Ek moet geloof hê, so geloof so groot soos 'n mosterdsaad. 1 Tessalonisense 2 vers 19 en 20. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. En dan sê hy verder in vers 20 sê hy, want julle is ons eer en blydskap. Die mense. Julle hoef nou nie te bly nie, ek sal nou maar self bly. 2 Timoteus 4 vers 8 tot 9 sê, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Beywer jou om gou na my te kom. Dis die kroon van geregtigheid. Jy sal eendag 'n kroon van geregtigheid ontvang. Bly in die wil en in die plan van die Here. Bly in sy wil. As jy in die oggend opstaan, Here, baie dankie vir hierdie dag. Here, wat wil U vandag hê moet ek vir U doen? Here, sê vir my waarmee is U besig? Want ek wil aansluit by dit waarmee U besig is. 1 Petrus 5 vanaf vers 4. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestanders, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons moet ons onderwerp aan die kragtige hand van die Here. As ek my gaan onderwerp onder die kragtige hand van die Here nie, dan gaan ek wees soos die wind. En as die versoekings kom, as ek moet nee sê, dan is ek weg. Maar die genade van die Here is vir ons genoeg. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dit sal ons harte en ons sinne bewaar. Openbaring 2 vers 5.
Ons lees hier Openbaring 2 vers 10. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Want kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle geloof op die proef gestel gaan word, en julle sal 10 dae verdrukking hê. Wees getrou tot die dood, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. Want die wat oorwin, sal die tweede dood geen skade ly nie. Deur alle verdrukking moet ons getrou wees aan die woord van die Here. Ek wil vanoggend vir u sê, kind van God, daar gaan nog groot verdrukking op ons pad kom. Maar ons moet getrou bly tot die dood. Ons weet nie wat so dood ons eendag gaan sterwe nie. Ons weet nie of ons gemagtel gaan raak nie. Ons weet nie of ons deur 'n siekbed sal gaan nie. Maar ons weet, die dag as ons huis toe gaan, ons moet getrou wees. As jy moet doodgemaak raak oor jou geloof, wees standvastig. Want jy weet waarheen is jy op pad. Jy is op pad om die kroon van die lewe te ontvang. Jy is op pad om die onverganklike kroon, onbesmet, onverwelk. En dit is nogal iets om na uit te sien. Amen. Dit is iets om na uit te sien, om eendag daai krone te ontvang en om vir die Here te sê, dankie Here. Hierdie wedloop het ek voleindig. Ek het die prys gekry waarvoor ek so hard gewerk het. En die woord van die Here sê ons moet mekaar vergewe. En dis nog al 'n eie ding. Want ons sien die vlees, die vlees is mos verganklik. Die vlees gaan agterbly. Ons Gees sê vir ons moet vergewe. So ons moet vergewe. As jou vyand honger is, gee vir hom kos, gee vir hom klere, gee vir hom water om te drink. Gee vir hom die beste, stel vir hom hoër as wat jy jou self gaan stel. En die Here gee vir ons krag, hy gee vir ons autoriteit om al hierdie dinge te doen. En tree altyd in wysheid op. En luister. As die Here met ons praat, luister. In die week, toe kom iemand na ons toe en iemand was in 'n vratsongeluk. Julle weet mos wat is 'n vratsongeluk. Julle sien, daar's mos elke dag as daar gebedsversoeke. Dan verstaan ons nie wat is natuurrampe en daar's vratsongelukke. Nou, 'n vratsongeluk is 'n ding wat baie simpel gebeur. En hulle bel vir ons, maar ons moet bid. En ons bid. En die Here doen 'n wonderwerk in die proses. Die Here doen 'n wonderwerk. Die persoon was 'n paar dae in die hospitaal geopereer. En die persoon is ontslaan. Alle eer vir die Here. Wees getrou tot die dood toe. Bly op ons moet op ons knieë bly. Vir ons kinders, ons moet hulle toemaak. Ons moet vir hulle broei oor ons kinders, oor ons families, oor ons vyande. Jy sien, die Here, die nasies en die tale, het die Here almal sit Resdal toe gestuur. Ons wat intercessors is, ons wat wagters op die mure is, ons moet bid sonder ophou. Nag en dag moet ons bid. En eendag gaan ons 'n kroon kry vir al ons gebede wat ons gebid het.
gebede wat jy kan sien, dit is met geloof gedoen. Die Here seën vir u elkeen. Vader, ons kom vanoggend in die naam van Jesus Christus na u toe. En ons sê vir u baie dankie vir u woord. U woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. En die woord dring deur tussen sening en gewrig, murg en been. En die woord is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Baie dankie Here dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar u woord sal nooit verbygaan nie. Baie dankie Here dat u vanoggend vir ons verseker het dat ons die onverwelklike, onverganklike en die onbesmette kroon by u sal ontvang. Baie dankie Here vir hierdie krone wat u vir ons weggelê het as 'n ewige erfenis. Ons eer en ons aanbid u daarvoor, Here. Dankie Here vir die kroon van die lewe. Dankie Here vir die kroon van geregtigheid, die kroon van heerlikheid. Baie dankie Here vir al hierdie krone uit u Vaderhand. Here seën dan nou vir ons almal, Here, ook hulle wat nie vandag hier kon wees nie. Ons dink vanmôre, Here, dink ons aan die Fransmanne. Dankie vir die bloed van Jesus oor hulle. Beskerm hulle, bewaar hulle vir alle onheil, Here. Ons wil vra, Here, dat u vir hulle op 'n bonatuurlike manier sal oplig en dat u hulle paaie sal gelyk maak. Ons eer en aanbid u daarvoor, Vader. In die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Halleluja. Dankie, Here. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.